Hallo Aitsa, familie en vriende. Die oomblik van waarheid is hier. Aitsa is 'n mengelmoes van ons mense, hulle kultuur en die dinge wat hulle doen. Vir ons eerste amptelike Aitsa plasing gaan gesels ons met Robin en Jolandi Louis oor hulle Numinous ekspedisie. Sit terug en geniet. Enjoy Life celebrates and empowers Namibian women through a year-long series of events. We aim to uplift, inspire, and share their unique stories and achievements, fostering connections, growth, and the celebration of womanhood. Nou, julle is op 'n reis. Ja, Waar het dit begin? dit het alles vir 7 jaar terug begin, actually 2018. Ek was gediagnoseer met bloedkanker en 'n rare genetic disease, hulle noem dit Fanconi anemia, en dit veroorsaak kankers deur my lewe. Maar die eerste kanker kon ons basically oplos met 'n stemseloorplanting. Dit was my enigste kans vir oorlewing. Ek het net een enkele match gehad in die wêreld en sonder daai persoon was ek nou nie vandag hierso nie en ons kon nie gedoen het wat ons doen nie. So dit is wat ons projek geïnspireer het en waar dit begin het. Wow. Ja, alles van daai tyd af. Na ons deur die oorplanting gegaan het ons die trok gebou, Betsy. En Ja. dit het ons so 4 jaar gevat voordat ons op die pad geklim het. En ons is nou so 1 jaar en 5 maande op die pad. Vertel ons van hierdie ekspedisie. So dis die Matches on the Map projek en dis die wêreld se eerste interkontinentale stemsel donor recruitment drive. Wat dit beteken is ons gaan van dorp na dorp en gemeenskap na gemeenskap, 64 lande in totaal, dis Suid-Afrika tot in Vietnam, en ons beoog om duisende mense op die database op te teken vir bloedkankerpasiënte wat stemsel donor matches nodig het. Ja, en dit is wat ons doen voltyds. Ons gaan van gemeenskap tot gemeenskap en dan soek ons verskillende geleenthede waar ons groepe mense bymekaar kan kry, hulle meer kan vertel oor die proses en ons motiveer hulle deur om ons eie storie te deel met hulle, om op te teken as donors. En dan het hulle miskien eendag die kans om iemand se enkele match te wees in die wêreld om hulle lewe te red. Wanneer het julle in Namibië aangekom? 'n Paar weke terug. Ja, seker ons is seker al so amper 'n maand hier in Namibië. Ja, amper 'n maand Ons in het kans Namibië. ingekom. En ons eerste recruitment drive dorpie was Keetmanshoop. Hulle was vir ons baie goed geweest. Ja, die gemeenskap was baie ondersteunend. Hulle het vir ons byvoorbeeld, ek dink 74 mense op die database gesit daar. So en ons is na Loederitz is ons op pad terug daai kant toe, dan sal 'n groot universiteit wat ons hopelik ook 'n geleentheid gaan hê om met al die studente, as 350 studente sover ek weet, ons gaan met hulle kan gesels en dan hopelik kan ons so ten minste die helfte van die mense opteken. Ons het agtergekom al die mense wat altyd na ons stands toe kom, dis gewoonlik so 50% van die mense kan opteken. Daar's 'n lang exclusion lys. So die exclusions, die eerste ding is maar gewoonlik ouderdom, 16 tot 45 kan opteken. Die jonger die persoon, hoe gesonder is die stemselle, hoe beter kans het die pasiënt. En van die ander goedjies is byvoorbeeld HIV positive, as jy iets soos 'n bloedsiekte, HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan kan mens ongelukkig ook nie opteken nie, omdat dit nou 'n bloedproses is, dan basically as jy nou gevind is om 'n match te wees en hulle kontak jou en sê jy het die geleentheid om iemand se lewe te red, sal jy wil voortgaan met dit. Dit is nou nadat jy opgeteken het. En jy sê ja, dan vlieg hulle jou uit, hulle cover al jou kostes, betaal jou hotel, jou verblyf, al daai jou kos, alles wat jy nodig het. En die ou daai het hulle beenmerg gevat uit die heup uit. Hulle doen dit glad nie gelukkig meer nie. Wat hulle doen nou is hulle vat bloed uit die een arm uit, sit dit deur 'n stemselfiltrering masjien, dit skep die ekstra stemsel uit jou bloed uit, dan sit hulle die bloed terug in jou ander arm, so jy verloor nie eers die bloed nie. En dan vat hulle daai stemselle en hulle transplant dit in die pasiënt. Jy as die donor bly altyd stemselle produseer. So dis nie 'n probleem dat jy orgaan of so ietsie verloor nie. En dan gaan jy huis toe die volgende dag, jy het geen serious side effects nie en dan na so 3 jaar kan jy die pasiënt ontmoet en dis nogal 'n lekker moment. Dis 'n baie emosionele moment en daai mense word gewoonlik beste buddies vir die res van hulle lewens. So ja, dis die proses in 'n nutshell. Maar ons missie is om vir meer mense te kan laat weet wat dit is, want meeste mense as hulle hoor beenmergskenking, dan dink hulle lumbar punch of hulle dink is pynlik of Ja, so dan iets. kyk hulle nie op. Aitsa, nou dit is vir jou noemenswaardig. En daarmee kom ons dan aan die einde van die eerste van 2 episodes oor die Numinous ekspedisie. Die is mos die land van die dapperes, the land of the brave, soos hulle sê. So kom ons wys die res
van die wêreld hoe dit gedoen moet word en teken aan as beenmurg skenkers wanneer Jolandi en Robin met Betsy in ons dorpe kom aandoen. Kyk uit vir die tweede episode op ons Aitsa platform en onthou om te gaan like en te share. Doen tog asseblief die regte ding en versprei die nuus. Vereers sê ek groete tot volgende keer.